Goeienaand, leefgemeente en vriende, almal wat deel maak van hierdie video en die video kyk of na die audio luister. Het is regtig lekker om saam met julle in hierdie Bybelstudie betrokke te wees. Leefstylse Bybelstudie oor die boek Romeine. Baie groot en belangrike boek en vanaand kyk ons spesiaal na baie belangrike hoofstuk. En so, net om vinnig weer in te haal, ons is nou by Romeine 9, maar Romeine 1 tot Romeine 3 gaan oor die sonde toestand van die mens en hoe vervalle ons is en hoe ons almal ontbreek aan sy heerlikheid. Dit gaan letterlik oor God se liefde vir ons ten spyte van die feit dat ons weggebreek is van hom. En dan gaan Romeine 4, 5 en 6 natuurlik oor die geloof in God, Abraham en hoe om te glo en dat ons nou alleen op geloof gered word en hoe daai Christen se lewe lyk wat op geloof alleen staan, omdat hy soveel sonde het, hy nou draai na 'n verlosser wat hom weer een maak met Christus en hoe dit lyk om 'n mede-erfgenaam van Christus te wees. Efesiërs 4, 5 en 6. En dan Efesiërs 8, Romeine. En dan Romeine 7 en 8, natuurlik gaan oor hierdie wonderlike belofte van God se liefde. Romeine 7, hoe ons nie kan werk om hemel toe te gaan nie, ons werke ontbreek, die wet is dood, ons kan nie hierdie beloftes, hierdie wette vervul nie, maar dat God ons lief het, en dat niks ons kan skei van sy liefde nie, die Heilige Gees, die siel van God se belofte in ons is, en so 1 tot 3, die sonde, 4, 5, 6, die geloof en hoe die lewe van 'n Christen is, en dan 7 en 8, God se belofte deur die Gees. Dis die Gees, Jesus se liefde, en God die Vader se hart vir ons sondaars. En dis amper een gedeelte, kan jy maar sê. Romeine 1 tot 8 is amper, nie apart nie, maar jy kan het om as een komplete gedeelte lees. En dan draai jy die bladsy en dan kom jy by Romeine 9 en dan is dit amper asof Paulus in 'n nuwe gedagte ingaan. Jy sien dit heel in die begin van Romeine 9, hy dink nou spesifiek aan sy eie kultuur, sy eie ras, sy eie nasie, sy eie volkgroep. En hy het 'n hart vir hulle. Want julle moet onthou, die Bybel kom deur hulle. Die Israel kom van hulle af. Die hele wêreld gaan hoor van Christus as gevolg van 'n nasie Israel. En die pad wat God met hulle gestap het. En hulle is 'n baie besonderse volkgroep op hierdie aarde. Hulle is nie net nog 'n bevolkingsgroep nie. Selfs tot vandag toe nog is hulle nie net nog 'n bevolkingsgroep nie, nê. Ons is aan baie dinge verskuldig aan hulle, want ons het baie dinge van hulle af ontvang. Die wêreld is geseën as gevolg van die Vader met die naam Abraham. En Paulus is so passievol daaroor, gaan lees dit maar. Hy sê letterlik, as ek 'n offer kon betaal, en die Here sou my kon doodmaak, as prys betaal, sodat die hele volk, sodat al die Jode net tot bekering kan kom, sal hy prys betaal het. Hy sou afgesny geword het van God, as dit sou beteken, dat sy kultuur, sy nasie, Christus sou kon raak sien. Maar, dis nie hoe dit werk nie. En nou gaan hy in hierdie hoofstuk, en die volgende een, baie mooi probeer verduidelik, wat nou van Israel, en asseblief onthou, dat hierdie het nie net met Israel te doen nie, hierdie kan net so gelees word in lyn van ons. Wat nou van ons, wat nou van dies, wat nou van die mense om ons, wat nie in Christus glo nie, of kom ons gaan kyk na die skrif, en julle sal sien hoe diep teologies en hoe belangrik hierdie is. As ek julle langs die pad verloor, of ek sê goed en julle stem nie saam met my nie, of julle 'n predikant of dominee of pastoor, wat dalk iets anders vir julle geleer het of gesê het, as ek om 'n koppie koffie met julle kon gekuier het, sou dit vir my so lekker wees. As julle my wil bel, kan ons hieroor praat. Weet net dat ek sê ek nie ligtelik nie, dis persoonlike studie, dis wat vir my geleer is, dis wat ek self geleer het en ontdek het en waarheid ontdek het, as eksegese en oopmaak daarvan, en kyk wat die skrif sê, so ons gaan in 'n baie groot Bybel hoofstuk ingaan. Hierdie hoofstuk is ongelukkig 'n baie belangrike een vir 2 redes. Nommer 1, Romeine 9 het veroorsaak dat baie kerke al opbreek, verskillende kerksgroepe wegbreek van mekaar af oor hulle sienings van hierdie hoofstuk. Selfs binne in ons eie kultuur van kerke, gaan dit hoofsaaklik oor die uitverkiesingsleer.
'n baie groot leerstelling binne in Afrikaanse kerke vir dies wat sê, daar is 'n uitverkiesingsleer en dies wat sê, nee, dis nie wat daar staan nie. Soveel so dat selfs 'n bietjie rasisme vanuit hierdie hoofstuk uitgegenereer word, dat ons as Afrikaners is 'n uitverkore, besondere tipe groepie mense wat God uitgekies het bo ander groepe. En dit kan ook partykeer uit hierdie hoofstuk uitkom. En ons wil maar net daarna kyk en dit bidend lees en sien wat die Here sê, nie probeer om enigiets in dit in te lees nie. Maar kom ons kyk vinnig hierna, want tyd is kort, nê. So, hy sê basies, Christus is die enigste hoop, die enigste weg. En hy sê in vers 6, so dit impliseer egter nie, dat God se belofte aan die Jode nou ongedaan word nie. Hy sê natuurlik nie, vers 7, die blote feit dat mense afstammelinge van Abraham is, maak hulle tog nie ware kinders van Abraham nie. Hoekom? Want hy het in hoofstuk 4 vir ons bewys, dat 'n kind van Abraham is iemand wat glo soos Abraham. Dis nie net jou bloed wat jou 'n kind van Abraham maak nie. Dis soos om te sê, my ma en pa is Christene, so nou is ek 'n Christen. Dis nie waar nie, ons weet dit. As jy en jou man gereeld kerk toe gaan, as julle as ouers gereeld kerk toe gaan en jou kinders besluit om nie te gaan nie, is hulle nie Christene omdat julle Christene is nie. Jy moet Christus aan hulle bring en jy moet hulle lief hê en hulle moet God in jou raak sien, want as hulle Christus nie kies nie, het hulle nie Christus nie. Christus is nie bloedverwant nie, Christus is geloofverwant. Geloof kom deur geloof, en dis belangrik om dit te verstaan, redding kom deur geloof. En hy gaan aan om dit te probeer verduidelik op 2 maniere. Hy sê, Abraham het tog 2 kinders gehad, en tog het God net Isak gekies, om met hierdie lyn van God aan te gaan. Hy gaan verder, hy sê, dis nie al nie, vers 10, selfs Rebekka was ook net 1 keer swanger, maar sy het 'n tweeling by die vader Isak gehad. Nog voordat hulle gebore is, ja, nog voordat hulle enigiets goeds of slegs gedoen het God reeds vir haar 'n boodskap gehad, wat bewys het dat God volgens sy eie plan kies. Nie volgens ons dade nie. Hier kom God en ons 'n tweeling binne in 'n vrou se maag en God sê nog voordat die tweeling gebore is, ek kies jou een seun, die jongste een. Die oudste een sal die jongste een dien. Hoekom? Want dis hoe God dit beskik. Dis hoe God besluit het. Nog voordat die jongste seun dit kon verdien, het God dit klaar oor sy lewe uitgespreek. En as jy enigiets van die Bybelstories weet, dan weet jy, Rebekka se jongste seun het nie verdien om die ereplek te kry nie. Hy was nie 'n wonderlike mens nie. Jakob was nie 'n wonderlike mens nie. God het sy naam verander, want hy was nie 'n goeie mens nie, en tog het God hom gekies. As julle Sondag se boodskap geluister het, of nog onthou, sal julle onthou wat ek gesê het Sondag. God is die hoofkarakter in 'n film wat God geskryf het, en God vertolk dit, en God lees dit, en dit gaan oor God, en dit gaan God verheerlik op die einde van die dag, en ons is bykarakters, slegte bykarakters, wat ons rol baie swak vertolk, maar hierdie storie gaan nie oor ons nie. Nou probeer hy vir Israel sê, julle probeer die wet so mooi gehoorsaam, julle probeer so hard werk om binne in hierdie volk van God te bly met julle dade, en maar van die begin af, kies God mense uit die lyn van Abraham, wat niks met hulle dade eers te doen het nie. En dis belangrik om dit te verstaan. Baie belangrik om dit te verstaan. En so, om aan te gaan, hy skryf hierso, na hy dit verduidelik het in vers 14, sê hy, wat moet ons hierop sê? Dat God onbillik is? Dat God mense kies soos wat hy wil en doen wat hy wil? Is dit reg? Moet God nie eers wag totdat hy sien wat hy een verdien om deur hom gekies te word nie? Ons weet wat die probleem daar is, nee, hy sal niemand kies nie, want niemand verdien dit nie. Jy is veronderstel om dit te besef het uit hoofstuk 1, 2 en 3. Ons almal ontbreek, niemand verdien dit nie. As God wag vir dade, sou net absoluut almal van ons in hierdie groot vloed van sonde verdrink het. Dink jy Noag het verdien om op die ark te gaan? Hoor wat sê in vers 14. Wat moet ons dan hierop sê? Dat God onbillik is? Beslis nie. Hy sê tog vir Moses, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm, en ek sal deernis betoon oor dies aan wie ek dit wil doen. Wanneer sê hy dit vir Moses? Wanneer hy Moses in 'n rotsgleuf indruk en verby Moses beweeg, sodat Moses God 'n bietjie kan sien. En hy probeer vir hom sê, wat ek wil hê jy moet sien, is dat ek is 'n God wat my ontferm.
En ek is 'n God wat deernis het met mense. Dis een van die hoofdinge wat ons eerste leer van God en wat hy vir Moses wys, is ek het deernis en ontferming. Dis wie ek is en ek gee dit soos ek beskik. Dis belangrik om te verstaan. Want wat hy nou gaan sê, gaan soveel van hierdie moderne predikers in skaamte los. Soveel Joel Osteens in skande los. Wanneer Joel Osteen die I am preekie preek, nee, wanneer hy sê, I am beautiful, I am rich, I am fantastic, I am saved, I am a child of God. En jy sê al hierdie goed op, so asof wanneer jy dit sê, God ewe skielik beweeg om te doen wat jy sê. Julle, dis spiritualisme. Dis nie Christenskap nie. Dis nie Christenskap nie, dit sit jou as die hoofkarakter en jy spreek 'n klomp positiewe goedjies uit of doen 'n klomp positiewe goedjies en dan ewe skielik reageer God want hy wag vir jou om sekere goed te doen. En as jy sekere goed doen, boem, dan ewe skielik beweeg God. Dis so valse lering as jy Romeine reg verstaan. God wag nie vir jou nie. Ons wag op God. Hy is die hoofrol, hy speel die hoofkarakter in hierdie situasie. En dit is so belangrik om dit te begryp. Jou woorde aktiveer God nie, God se woord in Jesus Christus aktiveer jou. Jy aktiveer God nie, God aktiveer jou. Sy woord is hier vir ons om te lees en te begryp, en as jy dit lees, dan aktiveer dit jou. In elk geval, ek raak passievol hier oor, maar kom ons gaan aan, vers 16. Dit hang dus nie van ons af, of ons God se beloftes ontvang nie. Wow, dis 'n baie groot vers. Hoeveel Christene het al in my verlede vir my kom sê, het ek my besigheid verloor want ek het nie tiende betaal nie? Hier's 'n skrifgie in die Ou Testament. Iemand het vir my kom sê, is dit omdat ek nie genoeg welsyn gedoen het nie, omdat ek nie genoeg bid nie, omdat ek nie genoeg dade bereik het nie. Want ek soos Romeine sê, die Jode kan nie deur hulle dade God het nie guns aan die Jode bewys deur hulle wetsvervulling nie. God vat nie jou besigheid weg omdat jy ophou tiende betaal nie. Waar op dese aarde geld gee nie. Jy weet, God wag vir jou geld, en as jy vir God betaal, dan doen hy iets. Wat se God is dit? Nee. Help dit jou om vrygewig te lewe, en te gee waar God jou heen rig om te gee, verseker maak dit jou beter as mens, beter as kind van God, want Christus was vrygewig, en daarom moet jy vrygewig wees, maar aktiveer jou vrygewigheid, God se guns en goedheid. Dit beteken jy koop sy liefde. Dit beteken as jy sekere dinge kan onderhou, dat jy beter is as ander wat dit nie kan onderhou nie. Watter kans staan mense dan daar buite met die sonde van selfsugtigheid en geldgierigheid? Staan hulle enige kans vir genade? Wat gebeur as dit jou grootste sonde is? Jy's 'n selfsugtige, gierige mens en jy kan nie jou geld laat gaan nie. Is daar enige hoop vir jou? Nee, jy's verdoem hel toe. Wat? Is nie waar nie. Val voor God se voete neer en kyk hoe hy jou roep, en kyk hoe hy jou vorm, en kyk hoe hy sonde uit jou uithaal, want sy liefde vir jou is groter as jou dade. En so hy gaan aan, hy sê, ons kan dit nie toeëien, deur dit te begeer, of ons daarvoor in te span nie. Wat is dit? God se beloftes. Jy kan dit nie op jouself toeëien, deur om jou in te span om dit te kry nie, selfs nie eers om dit te begeer nie. I am a child of God. I am beautiful. I am rich. I am pretty. I am talking nonsense. Wat jy kan nie begeer en dan God aktiveer nie. Weet jy van wie praat jy? Jy praat van God. Wat sy wil besig is om sy doel uit te oefen. Hy gaan homself verheerlik. Hy gaan nie ophou om homself te verheerlik omdat jy ewe skielik 'n begeerte ontvang het in jou hart nie. Hy's God. Hy gaan nie, jy moet by hom kom staan, jy moet besig wees waarmee hy besig is, jy moet sy volgeling word, sy disipel, jy moet agter hom aanloop, so naby dat die stof van sy voete op jou voorkop kom rus, loop so naby aan hom, dat jy sy dade imiteer, en soos hy word. Hoekom? Want jy wil by hom wees.
Jy wil naby aan hom wees. Dis jou begeerte in jou hart. Maar God se beloftes kom soos hy dit beskik. En dis baie moeilik vir ons om te aanvaar. Want in hierdie wêreld kry jy gebaseer op jou suksesse, nê? Jy werk baie hard en jy bereik sekere goed, maar in God se ekonomie sit jy met 'n man aan die een kant van Jesus toe hy op die kruis hang, wat absoluut niks verdien nie, en God gee op daai dag vir hom die ewige lewe. God beskik soos hy wil, hy maak sekere mense, haal hy hulle uit die dood uit en ander nie. Sommiges maak hy gesond, ander nie. Sekere Christene ontvang genesing as hulle siek is en ander nie, en dit het niks te doen met hoe baie geld hulle gee, hoe baie hulle bid en hoe baie hulle kerk toe gaan. Dit het te doen met die geloof wat ons het om te verstaan wie God is, wie hy is, en om toe te laat om te wees wie hy is, en 'n storie met ons lewens te skryf. En Israel kon dit nie aanvaar nie, want hulle was onder 'n diep swaar wet, en die wet het hulle God geword. Hy sê, dit hang dus nie af van ons af, of ons God se beloftes ontvang nie. Ons kan dit nie toeëien deur dit te begeer of ons daarvoor in te span nie. Dit hang af van God se ontferming, en God het nou net vir Moses gesê, ek is 'n God wat my ontferm. Nou sê soos, maar wat gebeur as God hom nie oor my wil ontferm nie? Hy is 'n God van ontferming. Maar kom ons lees aan. Die skrif verklaar mos dat God selfs vir die Farao gesê het, ek het jou presies hiervoor aangehits. Ek wil deur jou optrede my krag bekend maak, sodat my naam oor die hele wêreld geroem sal word. Wow! Jy meen God het Farao aangehits vir bose dinge? What? Wow! God ken jou hart. Hy ken jou baie goed. Jy is sy kind, of jy dit weet of nie, hy het jou gemaak, die asem in jou longe kom van hom af. Jy kan nie een dag hê sonder dat hy daai dag vir jou gee nie. Besef jy van wie jy praat? Dis God. En as God jou hart deursoek en hy sien jou hart, en hy sien waar jy staan en waarin jy op pad is, dan kan God kies om deur jou in sy vertolking van hierdie wêreld en wat hy wil bereik in hierdie wêreld, jou te gebruik om sy storie te vertel, soos hy wil. En as daar boosheid in jou hart is, gaan hy jou gebruik vir hierdie bose karakter in hierdie storie, wat as voorbeeld dien hoe om nie boos te wees nie, wat gebeur met bose mense. En daarom as jy boos is in jou hart, gaan jy 'n bose vertolking in hierdie storie van God speel, en God gaan 'n voorbeeld van jou maak, soos hy van Farao gemaak het. God gaan sê, kyk hier is Farao, dis die rol wat hy nou vertolk, dis hoe boosheid lyk, kyk hoe eindig dit tot die dood van jou eersgebore seun. In 'n negatiewe houding waar jy alles verloor, jou hele volk gaan ten gronde, omdat jy weier om na God te luister. God het hom aangehits, in ander woorde, God het hom gebruik in sy storie. Maar God is 'n God van deernis. God is 'n God van ontferming. Vers 18. Dit is dus duidelik. Nou is nie altyd vir almal duidelik nie, maar Paulus probeer sê, come on julle, verstaan dit net, dis nie so ingewikkeld nie. God is God en kom oor dit, hy is wie hy is. Hy doen wat hy doen, hy is wie hy sê hy is, en hy doen wat hy sê hy doen. Julle, dis my rympie. Dit help so baie, dit maak soveel dinge duidelik, en dit maak jou so vry. Hy is wie hy sê hy is, en hy sal doen wat hy sê hy sal doen. Aanvaar hy is God en jy is nie. En hy skryf hier, dit is dus duidelik, vers 18. God ontferm hom oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. En daarom as jou idee van vrye wil, iets in die ligting van 'n Joel Osteen idee, waar jy kan dinge uitspreek, en ewe skielik kan jy jou wêreld om jou vorm, deur jou woorde en jou wilsbesluite. Onthou, jy is 'n spiritualis. Jy praat van spirituele praatjies hier, dit is baie ver van Christendom af, dit is 'n kettergeloof, dis heeltemal verkeerd, dis nie Bybels nie, en dis nie Christelik nie. En so dis so belangrik om te verstaan, dat vrye wil is nie dat God buig tot jou wil nie. Vrye wil is God wat na die mens kyk, en vir die mens sê, daar is 'n boom in die middel van die tuin, moenie van hom eet nie.
daar is dinge wat vir jou verkeerd is, en ek gaan met my ontferming en my deernis jou in die regte rigting aanhits. En dan kom ons, en ons kies om hom te volg, of kies om hom nie te volg nie. Op die einde van die dag, daai keuses bring ons nader aan God, of vat ons verder van God. Maar wanneer God besluit wie hy wil seën, wanneer God besluit wat hy wil doen op hierdie aarde, doen hy dit nie wanneer hy vir ons wag om op te tree nie, hy doen dit want dis wat hy besluit het om te doen, en sy besluit is om dies naby aan hom te trek, wat soos Abraham geloof in God het, en God vertrou dat wat hy wil doen goed is, en dat alles wat hy sê goed is, en dat ons hom kan vertrou met ons lewens, en ons finansies, en ons kinders, en ons land, en ons kan hom vertrou, dat hy besig is om sy eer te verheerlik. En dies wie hom vertrou, aan hulle bewys hy hierdie ongelooflike deernis. Dies wat kies om hom nie te vertrou nie, hulle ervaar iets heeltemal anders. En daarom sal jy sien, dat selfs mense in die wêreld, dat God kies om sekere mense in die wêreld, wat nie God se beginsels volg nie, geseënd leef, en baie dinge het, en het lyk asof het so goed gaan met hulle. En tog is dit die storie wat God in hulle lewe geskryf het. En ander dien die Here met hulle hele hart, en as verlies, en as seer, en as pyn in hulle stories. En dis wat God gekies het, vir hulle. En die geheim is om soos Abraham, God te vertrou. En dat dit nie gaan oor hoe goed ek is nie, want Abraham was nie goed nie. Maar Abraham het geglo dat God is goed. En dit maak die verskil. Hy gaan dan aan om hierdie te sê. Jy sou dalk nou kon vra, hoe kan God mens nog blameer, as hulle nie luister na God nie? Hulle het tog maar net gedoen waartoe God hulle verplig het. Hulle kan tog nie teen sy besluite gaan nie. En dis nou waar baie Christene inspring en sê, maar wag 'n bietjie, so in ander woorde, as God het bepaal ek gaan hel toe, God het klaar bepaal ek gaan sleg wees, so God kan my nie blameer nie, God kan my nie hel toe stuur nie, as God besluit het, ek gaan hierdie slegte mens wees, hoe kan God my dan nog in 'n ewigheid in die hel straf? Daai denkrigting is so ver van wat ek nou net gesê het, maar dit is die konklusie waarin baie mense gaan, wanneer hulle God raak sien as iemand wat aan Moses verskyn het met, ek het deernis, en ek het ontferming, dis wie ek is, en as jy nie kan glo dat God 'n God van deernis en ontferming is nie, gaan jy onmiddellik spring tot die konklusie dat, well, damned if you do and damned if you don't, so who cares? God gaan in elk geval net doen wat hy wil, so, jy weet, as God my hel toe stuur, dan stuur hy my hel toe, ek gaan net leef, en hy moet maar doen wat hy wil doen, en daai houding, bewys vir jou dat jy nog geen smagting gehad het, vir die karakter van die skepper van die heelal, en om te word soos hy, en te verstaan wie hy is nie. Jy het nie 'n geloof in hom nie, en as jy nie geloof in hom het nie, is jy in elk geval klaar verdoem. God hoef niks te doen nie, hy hoef net te staan en kyk hoe jy jouself verdoem tot 'n ewige dood. Maar as jy lewendig word en weergebore word en glo hy is wie hy sê hy is en hy doen wat hy sê hy doen, dan maak hy jou lewendig, hy gee jou 'n nuwe lewe, 'n wedergeboorte wat plaasvind en jy rus in die wete dat hy deernis en ontferming, ja, vir selfs sondaars. Dit is asemrowend. En tog kan party dit nie begryp nie. Hy sê, hierdie mense wat nou sê, so kan ons nie maar net sê, o, God gaan in elk geval doen wat hy wil doen nie. O mensekind, sit jou hand op jou mond, vers 20. Wie is jy om God te kritiseer? Kan die produk van iemand se handewerk vir sy vervaardiger sê, hoekom het jy so gemaak? Sit jou hand op jou mond. Jy kan nie na God toe kyk en sê, ag God, hoekom het jy my nie ryk gemaak nie? Hoekom het jy my so gemaak? Jy is nie God nie. Haal af die bagasie van jou skouers af van predikante en kerke, wat vir jou sê, met genoeg geloof kan jy jou wêreld verander, in jou wêreld en jou begeertes kry wat jy wil hê. Luister hier, dit gaan nie oor God. En sy kinders verstaan dit. Dat as God vir jou, Paulus het nooit in woede opgetree wanneer sy storie in swaar kry eindig nie. Hy het gesê, ek is tog te bly ek kan saam met Christus ly. Want hy het geweet dis wat God geskryf het in sy storie.
Dink julle toe Stefanus as 'n jong man, vol van die Gees en ywer vir die kerk en vir welsyn, dink julle toe hy preek en die mense gooi hom met klippe dood, hy het daar gesit en gesê, Here, hoekom eindig my storie so? Wat van my familie, wat van mense om my? Ek was so goed vir jou, hoekom laat jy hierdie goeters gebeur? Nee, hy was soos, Here, ek sien U in die hemel staan, aanvaar my gees, en voordat U my vat, vergewe asseblief vir Saulus, Here, moenie hierdie sonde teen Saulus hou nie. Stefanus het nie die Skepper blameer vir die aantal jare wat die Skepper bepaal het Stefanus gaan leef nie. Stefanus het nie die Skepper blameer vir die manier hoe Stefanus moes sterf nie. Dit was nie lekker nie. Stefanus het vertrou dat God is 'n God van deernis en ontferming en God doen wat hy doen en ons berus ons daarbey as klei in 'n pottebakker se hande. Dis hoe Abraham geleef het. Dis wat Jesus ons kom wys het. En hy gaan aan en hy verduidelik dit reg baie mooi, maar min van ons verstaan dit. As 'n pottebakker byvoorbeeld kleikruike maak, is dit nie sy volste reg om uit dieselfde klei, suurkruik en 'n vullisbak te maak nie. Dink hieroor. Het God nie die reg om iets te maak wat bo op die tafel kom en almal kyk daarna, dis so mooi, en dan met van die ander klei iets te maak waarin al die gemors ingegooi word nie. Dit moet gemaak word, dit moet hier wees, die wêreld moet vol van dit wees, en so die vraag is, sê jy nou vir God, hy mag nie, alles moet net op die tafel wees en mooi wees, en God mag nie goed maak wat meer prakties is soos 'n vullisbak, of iets wat 'n ander aspek van God se karakter kan wys nie? Sit 'n hand voor jou mond as jy hierdie goed jou de mekaar maak, en bly eerder stil tot die wysheid van God oor jou denke spoel, en jy kan verstaan, jy's nie besig om te redeneer met jou baas, jou vrou, jou kinders nie. Jy's besig om te redeneer met die God van die hemel. Gaan lees 'n bietjie die boek Job deur. En gaan kyk vir Job, en toe Job te mekaar is, maar hy volg die wet, en hy doen wat hy moet doen, en hoekom gaan dit so sleg met hom, en hy wil God hof toevat, want hy kan wen in die hof, hy kan teen God wen, want hy weet hy het nie regtig baie verkeerde goed gedoen nie, en God vir hom sê, ag Job, was jy daar toe ek die dinosourusse gemaak het? Gaan lees dit. Was jy daar toe ek die dinosourusse gemaak het? Nee, jy was nie. So sit stil en bly stil en sien dat ek 'n God van ontferming en deernis is. En toe Job daai geloof in sy hart kry, toe sien hy God se ontferming en deernis, en hy dien as 'n voorbeeld vir ons vandag. So hy gaan aan, hy sê, net so het God ook die volste reg om die voorwerpe van sy oordeel, wat vir ondergang gereed gemaak is, nog met groot geduld te verdra, sodat hy uiteindelik sy oordeel en sy mag bekend kan maak. Net so het hy die volste reg om sy oorvloedige heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming, wat hy voorberei het om sy heerlikheid te ontvang. Hy sê, ons is hierdie voorwerpe, ons vir wie hy geroep het, nie uit ons Jode nie, maar nie net uit die Jode uit nie, maar ook uit die heidene. Wie is die ons wat sy ontferming kry? Wat geloof het soos Abraham? Wat glo dat God is wie hy sê hy is? Wat vertroue het in God? En nie probeer om ons wêreld te skep sodat ons die kollig kry nie, maar om terug te sit en te vertrou dat God gaan sy naam verheerlik en dis wat ons wil hê. So dan eindig hoofstuk 9 met hierdie asemrowende opsommings uit die Ou Testament, want hy praat met Jode. Nou probeer hy die profete gebruik om vir hulle te wys dat die profete ook hieroor gepraat het. Hoor hoe lees hy so mooi uit hierdie verskillende passasies uit Hosea en verskillende gedeeltes in Jesaja en Hosea. Hy sê, hulle wat nie my volk was nie, sal ek nou my volk noem, en ek sal haar lief hê, wat nie voorheen my geliefde was nie. So Evelyn, wat van mense wat nie weet nie? God sal 'n plan maak. God kom by mense uit. God gaan mense met sy ontferming en sy deernis na hom toe trek, wat nie eers vir hom soek nie. Mense wat nie eers soek vir God nie, gaan in God vasloop, want God gaan hulle uitsoek. Dis asemrowend. Onthou, sy deernis en sy ontferming is wat hy hier vir ons wil wys. Dat as God iets doen, is hy nie wreed soos die Zeus gode wat met mense speel nie, nee. Hy het ontferming en soveel genade, en as jy dit verstaan, dan ontspan jy en jy weet. As jy hom lief het, gaan hy jou nie gebruik en jou net hel toe stuur en die goed nie. Dis nie wie hy is nie, maar jy moet dit vertrou. Jy moet glo. Jy gaan nie werke hê nie, jy gaan moet glo. Hy gaan aan, hy sê, daar waar vir hulle gesê is, julle is nie my volk nie, juis daar sal hulle kinders van die lewende God genoem word. Wow, julle hoor julle dit. Hy sê uit Jesaja uit, in die einde, hy eindig, hy sê hierdie,
As die Here, die Almagtige, nie 'n paar van ons laat oorbly het nie, sou ons volledig uitgewis gewees het, net so Sodom en Gomorra. God kan nie wag vir jou goeie werke nie. God kan nie wag vir jou om goed genoeg vir hom te wees nie. God gaan beskik en doen soos hy wil. En hy gaan beweeg in die lewens van sy kinders, dies wat soos Abraham glo in Jesus Christus, glo in sy dood en sy opstanding en sy bloed wat goed genoeg is vir ons. En dies wat in daai geloof geaktiveer is, gebaseer op wat Christus vir ons gedoen het op die kruis en sy opstanding. En hulle gaan God nader trek en hulle sy kinders noem. En dis mooi hoe hy sê, dit maak nie saak of jy in die kerk is, dit maak nie saak of jy 'n Christelike huis het nie. God gaan doen wat God gaan doen, gebaseer op dies wat verstaan dat hy 'n God van deernis en ontferming is. En dan eindig hy die hoofstuk so. As ons hieroor nadink, wat is ons slotsom? Nou gaan hy dit vir ons opsom en dit is belangrik om die opsomming te verstaan. Naamlik dat die nie-Jode deur die geloof vrygespreek, naamlik dat die nie-Jode deur geloof vrygespreek is, al het hulle voorheen nie eers hulle daarvoor beywer nie. Mense wat nie eens vir God gesoek het nie, word vrygespreek omdat hulle begin glo het. Terselfdertyd het Israel, wat so hard probeer het om deur die nakomelinge van die wet se goedkeuring te verkry, nie daarin geslaag het nie. Dat Christene wat te hard probeer om positief te wees en dinge uit te spreek en God sal beweeg en kringetjies om hulle trek en sekere Jabes gebedjies bid en sulke nonsens. Luister mooi, die Jode kon nie bevryding verkry deur die mooi goedjies wat hulle gedoen het nie, al was hulle op soek na God. Jy kan nie God manipuleer nie. Die nie-Jode, wat nie eens op soek was na God nie, het dit verkry. Hoekom? Want hulle het geglo in sy ontferming, en sy goedheid, en sy genade, en hulle daarop gerus, en wat hulle ontvang het, was 'n God van ontferming, en deernis, en wat dit betoon, aan dies wat dit nie verdien nie. Dit is regtig die verskil tussen godsdiens, en vry in die gees. En hy eindig, juis omdat hulle, dit op grond van hulle werke probeer verkry het, en nie deur die geloof nie. Dit was die klip, waaroor hulle gestruikel het. God het ons hulle in die skrif gewaarsku, let goed op, ek sit in Jerusalem 'n klip waaroor mense kan struikel, 'n rots wat hulle kan laat val, dis die wet, dis om te dink jy kan spreek of doen, en God sal begin beweeg volgens jou wil, maar enige een wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. God is besig om homself te verheerlik. En as jy verstaan dat daai verheerlikte God 'n God van ontferming en deernis is, en hy wil dit aan almal betoon wat dit graag wil ervaar, staan reg, en jy gaan sien hoe hy homself vir jou wys, nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat jy dit uitspreek nie, maar omdat hy vir jou gesterf het en opgestaan het en jou lief het. So asemrowende hoofstuk, kom ons verstaan dit reg. Lief vir julle, lekker aand, totsiens.